volgende boodskap gestuur en sê, ons krag is aan. Ek dink ons moet die duiwel bestraf dat hierdie krag so afsit op 'n Sondag, Saterdag, Sondag, en dan kom die krag eers laat die middag aan en dan kan die mense nie opstaan in die wedtyd nie. So ek dink ons moet daar iets plan maak. So ek wil sommer sê, Woensdag is vasdag. So Woensdag wat kom vas ons, laat die krag nie afgaan. Amen. En ook nie ons water nie, né? Dit gaan nie afgaan volgende week nie. Dan wil ek net gou gesê, kruis nog en na kerkpudding verkope, teen R20 'n bakkie, so vrou as jy hoef nie nageregte gemaak nie. Koop asseblief hier by die kerk by hom Ewenhulle. En dan vanaand is ons dames aan. Amen. So ek wil nou vir julle sê, soos ek Victor vir my sê, wat gaan die mans maak vir die vrouens vanaand? Julle weet, ek weet nie hoeveel pannekoeke gaan daar laat nie, maar kom vanaand, kom kyk asseblief hoeveel pannekoeke is daar vir ons vrouens. So bring 'n vriendin saam, bring iemand saam en kom kyk net lekker saam vanaand. Zelda het regtig 'n goeie boodskap vir elkeen van ons vrouens om te sê jy's waardig. So kom asseblief op. Dan wil ek gou gesê die 7 Augustus het ons Games Night. Nou daar sou al so 'n hele paar spanne wat ingeskryf het. Ons weet dit net voor die lang naweek, maar julle weet op 'n Vrydag gaan die ouers bly heeltemal by die huis en die kinders gaan uit. Nou daai Vrydag, die 7 Augustus, maak plan, bring jou hele gesin saam, skryf as 'n span in. Dit is nou nie fisies nie, ons gaan nie hardloop 'n boeresport doen nie. Dit is, ons gaan ook nie kaart speel nie. Die ou mense moet nou nie daai deel kyk nie. Ons gaan nie kaart speel. So, maar dit is maar net 'n speletjie aan, so ons gaan lekker kuier, bietjie leer oor die Bybel en so aan, so maak plan, skryf dit. Kos R60 vir 6 mense. Ek weet nou, ek dink daar's al so 7 spanne wat ingeskryf het en daar's nog spasie vir nog, maar as jy nou nie gaan inskryf het, is jy ook welkom om net kom kyk hoe deur mekaar en lekker gaan ons lag en so, en jy is ook baie welkom. Hulle gaan borsbroodjies verkoop en hulle het 'n snoepie ook uit dan. So kom kuier net, maak 'n lekker tyd saam en kom kuier net saam met ons. Dan wil ek net gou sê, die 11de September het ons 'n date night. Nou mans en vrouens, dit is min wat dit nou weer sal gebeur, is dat mans en vrouens uitgaan en bietjie iets self saam doen, wat gewoonlik het ons die kinders saam, weet mamma en pappa kan nie eers meer badkamer toe gaan piepie, dan die kinders die aan die roksbande vas. So maar daai aand, boek dit nou, die 11de September is date night, mans en vrouens, en as jy nie 'n man het nie, bring 'n vriendin saam, maak tyd saam, maak tyd vir mekaar. Ons het mense gekry wat vir ons gaan 'n bietjie gesels en bietjie meer vertel hoe ons mekaar waardeer, ook en so knoop julle sommer 'n kruisie ergens dat ons weet ons gaan opdaag. Dan ons Sondagskool het 'n fondsinsamelingsprojek wat hulle aan die gang is. Hulle gee koupblikkies. So die kinders kry elkeen 'n koupblikkie gratis en dan help julle hulle om geld in te gooi, dan bring hulle die blikkie weer terug met vol geld. En so wat hulle doen met daai geld wat hulle insamel is, die Sondagskool gaan die einde van die jaar gaan hulle 'n bietjie dierentyd doen. Dis 'n uitstappie. So hulle samel geldjies in om vir die uitstappie. So ondersteun hulle ook. En as jy wil net 'n geldjie bydra en sê maar koop ook nou, die koop kos nou R50. Nee, jy koop koop by die kerk teen R50. Dit is vir die Sondagskool asseblief. So ek dink kom ons staan net op en ons groet mekaar en sê, "Wel, dit is lekker om jou te sien vanoggend hier so by die kerk en ons voordat ons die offergawe opneem." So staan net op en groet iemand, gee maar 'n high five en sê, "Ons het jou laas gesien, 'n week laas gesien." En dan is dit verby en dan gaan ons lekker sing die Here loof en prys en sommer lekker warm word. Ek sê altyd ons moet daai heads and shoulders, knees and toes sing, dan gaan ons lekker warm word. Ons moet dit eendag oefen hierso. Dan gaan jy sien hoe warm word hierdie mense die kerk. So kom ons staan net so dan bid ek gou saam. Liewe Here, ons wil vanoggend vir U sê dankie. Dankie dat ons vanmôre in U teenwoordigheid kan wees. Dankie vir die wonderlike voorreg om al hier te kan wees, om U naam te loof en prys, liewe Here. Liewe Here, ek bid so seën ons diens, liewe Here, seën die predikers, seën die musiek, liewe Here. En ons sê dankie dat U ons al weet, seën, liewe Here. En ek loof en ek prys U naam daarvoor. Dankie daarvoor. Dankie dat U teenwoordig is. Ons weet ons staan vanoggend op heilige grond, liewe Here, om U naam te eer. Ons sê dankie daarvoor. Amen. Hoe wonderbaar is Jesus nu. Hoe wonderbaar is Jesus nu. Samen op de kinderlijke kamer. Hoe wonderbaar is
vrygekoop. Amen. Sing Here in die I'm covered. Ons het laste, ons dra laste vanmôre. Maar die Here sê ek herstel jou vanmôre. Ek raad jou aan vanmôre in jou las wat jy dra. Jy is gedek deur die bloed van Jesus.
Jy is vrygekoop deur die bloed van Jesus. Staan vanmôre op en sê, ek geloof. Ek laat staan elke omstandigheid agter my vanmôre. Ek strek my na wat voor is, want die Here is goed. I am
Dankie dat die krag gee vir ons vanmôre. Die naam word opgelig vanmôre. Naam oor elke naam. Die naam van Jesus. Halleluja. He brings me to my soul. Where I feel holy, holy, I can feel the healing water around me roll. When I sing holy, holy, van julle sit met 'n probleem vanmôre in omstandighede. En sê Here, ons het moed opgegee, ons kan nie meer nie. Here sê, ek doen vanmôre verandering. Ek verander vanmôre en ek herstel vanmôre. As jy net vir my
aanroep en dit vir my gee, want ek gee oorwinning vanmôre. Want dit wat hy gister gedoen het, doen hy vandag. Maar dankie dat elke hart oorgegee kan wees aan u.
elkeen se binneste opgelig kan word. Here, waar mense hier staan vanmôre en wat kyk oor die livestream, miskien het hulle rock bottom geslaan, Here. Miskien weet hulle nie meer hoe om te prys nie. Miskien weet hulle nie meer om na die volgende stap te gaan. Hulle omstandighede hou hulle terug vanmôre, Here. Maar soos wat U vrymaak en losmaak en oorwinning gee, weet ek dat elkeen 'n tree na oorwinning sal gee. Dat ons uit die droogte sal kom. Dat ons aan die oorwinning toe sal kom. Want elke plek, Here, waar ons staan vanmôre is heilige grond. Ek bid seën U die woord, seën elkeen se hart, sodat U naam verheerlik mag word in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons in die sitplek. Ek glo die Here is hier. Ek glo hy is hier om te ontmoet. Ek wil net vir jou langs jou sê, hy is hier om te ontmoet. Ek ken nie jou omstandighede vanmôre nie, maar ek ken God. Ek weet nie waarmee jy worstel nie, maar ek weet die Here maak 'n weg vir jou. Ek weet nie wat is jou versigtig, maar hy sê nog voor jy gepraat het, het ek geweet. So daarom is elkeen vanmôre in God se gedagte wat hier sit, want hy gee oorwinning. Amen. Kan jy net vir die ou langs jou sê, ek is bly jy is hier. Vroeg vanoggend, al is ons so bewus, hier is soveel woord wat vanoggend uitgegaan het, terwyl ons kom, bid het hier in die kerk. Ek wil vir jou sê, jy mis as jy nie is nie. Ons bid so van 7:15 tot 8:00, want die Here seën vanoggend, die Here woord gesê, kom uit die droogte uit. Ons kan nie lang, ons kan nie altyd binne droogte bly nie, amen. Sê vir die ou, my droogte is verby. Ek wil nie moet dit bedoel as jy dit sê, my droogte is verby. En dit praat nie vanmôre van geld nie, dit praat nie van huislike dinge nie, dit praat van jou geestelike lewe, jou droogte is verby. Kan jy nie die Here lof of vergeet? Ons hang altyd al die negatiewe goed aan. Ek wil vir jy sê, ons kan boeke skryf oor negativiteit. Amen. En ons kan 'n opvolgboek daaroor hê en 'n reeks daaroor maak. Maar is tyd dat die kind van God bietjie begin praat oor die heerlikheid van die Here. Dat dit wat uit jou mond uitkom, 'n salwing sal wees oor elkeen wat hier is. Halleluja. Dat as jy met iemand praat, moet hy weet, hier's 'n kind van God wat iets in sy hart het wat hy net by die Here kom kry. Sê vir jou langs in die woord. Jy's 'n blind mens. Sê dit vir hom, jy's 'n blind mens. Want jy sien as die gees van die Here op jou is jy 'n blind mens. Amen. Halleluja. Wie kan my sê, wat is die belangrikste bestanddeel wat 'n vrou in die huis moet hê? Olie. Sê weer? Geduld. Maar ons gaan nie eens by olie uitkom vanmôre. Dit moet 'n man hê. Man moet geduld met sy vrou hê. En almal wat dit glo, sê saam met my amen. Maar jy sien, 'n vrou kan baie ver gaan met olie in die huis. Want sy kan lekker vetkoek maak en pannekoek bak en alles kry olie, selfs brood kry olie. En die Here maak iets vanoggend my oop, so terwyl dit die brood van die lewe is daar die Heilige Gees olie, wat dit kom manifesteer, dat daar 'n krag in hom is, amen. Sonder olie is 'n vrou niks. Jy kan vir haar bakboeier gee, sy kan niks doen. Jy kan alles doen, maar olie is belangrik. En ek wil so 'n bietjie kom vanmôre, en ek sê gister vir iemand, die Here het tussen vir. Amen. Want in die afgelope paar weke is nie altyd lekker. Amen.
En ek vra die Here die week, Here, wat gaan ek oorpreek? En hy gee vir my, is daar nog oor in jou huis? Kan die Here nie meer wees en hy kan 'n ou laat lag hier binnekant, terwyl 'n ou baie keer op rock bottom staan, vra hy, wat het jy in jou huis? Sê gou vir die ou langs so, is daar olie in jou huis? Wil die Here werk diep in 'n mens se hart in, as ek vir jou 'n persoonlike vraag vra, het jy nog olie in jou huis? Nou praat ek nie van om kos te maak nie, ek praat nie van om 'n masjien olie te gee nie, ek praat vanmôre van jou hart, van jou lewe, van dit wat binne jou aangaan. Is daar nog olie in jou huis? Is daar nog 'n krag van God wat in jou lewe kan werk? Is daar nog 'n oorwinning in jou lewe wat God kan gebruik? Is daar nog olie in jou huis? God begin dikwels met dit wat reeds in jou huis is. Dit wat daar is, gebruik hy. Die vraag is nie of God kan voorsien nie, maar of daar nog olie in jou huis is. Daar is nog so baie dinge. Die vraag is nie, kan die Here vir my voorsien? Die vraag is nie, kan die Here vir my deure oopgaan maak nie? Hy vra, wat is in jou huis? Wat is in jou lewe? Wat manifesteer as jy by iemand in sy geselskap kom? En ek kan jou nou sê, as ons nou by mense vanmiddag kom en sê, hierdie krag, almal wat van 'n wyl bly sê amen. Almal wat jammer is vir van die Bybel sê amen. Okay, dit is 'n sekere gedeelte, is FE1 en SW1. Almal wat daar bly sê amen. Maar jy sien, ons kom by 'n punt wat God vra, wat het jy in jou huis? Wie het hulle by die huis gekom en die koskas oopgemaak en jy sien net 'n pakkie beskuitjies staan. Jy gaan doen iets en jy sien daar's amper niks. Wie was al daar? Dat jy jou kas oopmaak en sien, en van maand is nog ver. Nou julle daai salte kry koekies op die TV. Daai in die begin van die maand, die middel van die maand en die einde van die maand. Einde van die maand, want het jy nie die krummeltjie wat jy in die pakkie uithaal, nee, het jy dit al gesien? Baie van ons is in ons geestelike lewe op daai punt. Die woord vir jou. Moenie 'n saltie kry wees. Dat jy net, want God is elke dag jou bron. Hy is elke dag jou voorsien. Hy is elke dag jou geneesheer. Hy is elke dag jou alfa en jou omega. Hy is elke dag die een wat daar is vir jou. Hy sien nie die God van die middel van die maand en die begin van die maand en die einde van die maand nie. Hy is die God in die storm. Hy is die God in die water. Hy is die God in die vuur. Hy is die een wat jou sal oplig wanneer jy sê, Here, ek het nie nodig. Wat het jy verloor in jou huis? Wat draai jy in jou hart verloor? God wil jou genees. Wat 'n olie het jy in jou hart verloor? Wat jy kan sê, God is daar om iets te doen met die bietjie wat ek het. Die woord vir jou. Ek wil nie jy moet uitstap verloor en sê, dit was net nog 'n oggend. Ek wil nie as jy uitstap en sê, ek het genoeg gekry by die Here. En ons gaan saam blaai na 2 Konings die 4de hoofstuk. Volg op die bord. Ek wou vanoggend nie slides opsit met die skrifte nie, want ek wil net 'n bietjie ons Bybel skerp te bring. Amen. Die wat Bybel sê amen. Die wat nie 'n Bybel nie het nie, sê ook amen. So almal van ons het Bybel, so bring hulle kerk toe. Halleluja. Jy gaan nie oorlog toe sonder 'n geweer. Amen. As jy
jy vir 'n ou sê, daar is geskrywe, dan moet jy vir hom kan wys. 2 Konings die 4de hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot 7. En 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê. So daar was 'n noodkreet van 'n vrou wat iets nodig gehad het. Amen, sê almal noodkreet. En 'n dienaar, my man, is dood. So hy was in diens van Elisa. En u weet self dat u dienaar die Here gevrees het. Nou die skuldeiser gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem. Toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Die Here vra ook vanmôre, wat kan hy vir jou doen? Wat het jy nodig? Wat het jy wat jy vir hom wil gee? Hy soek nie vanmôre jou rande en sente, hy soek nie vanmôre al die mooi goed nie, hy kom en hy sê, bring my jou gebrokenheid en sê wat jy nodig het. Bring my dit wat jou pla, sodat ek kan weet wat jy nodig het. En hy sê vir haar, gee my te kenne wat jy in die huis het. En sy antwoord, die dienares het glad niks in die huis. Behalwe 'n vlesie. O, halleluja. En hy sê, gaan leen van jou van buite af kanne, leen kanne, van al jou bure, leen nie te min. God sê vir jou, begin jou kapasiteit voorberei vir dit wat ek vir jou wil doen. As jy kapasiteit vir 10% het, gaan jy 10% kry. Amen. Maar as jy kapasiteit het vir 100%, sal jy 100% van die Here kry. Gaan dan en sluit die deur agter jou en jou seuns. So wat sê die man van God? Hy sê, gaan sonder jou af. Moenie die hele tyd kla nie, gaan sonder jou af, want God wil jou seën. Amen. Moenie die hele tyd al die negatiewe goed doen nie, sluit jou toe agter en weet as jy met God praat, is dit net jy en hy wat hoor. Want ons sal altyd 'n storie wat mense moet praat en moet hoor en kan sê, hey, Gerard is nou daaronder. Nee, hy sê, gaan maak dit hier toe agter jou, sodat ek weet ek en jy het 'n afspraak met mekaar en ek gaan jou aanraak in jou binnekamer. Amen. Ek gaan jou aanraak daar waar die nood die meeste is en waar jy jou uit kan huil. Wie het al gehuil? Wie het al baie hard gehuil? Wie het al geween? Die vrou wil nie altyd die mens moet sien dat jy huil nie, want sy gooi altyd in die gesit ons nat met water, dat hulle lekker sweet, nee, ek weet nie. Maar hy sê, gaan huil jou hart uit. Dis in my eie woorde. Hy sê vir die vrou, hy sê, sluit dit hier agter jou toe. Gaan huil jou hart uit, gaan weet, gaan kla voor die Here, want daar gaan hy jou ontmoet. Jy staan in die donkerste wat niemand van weet. Wie weet van die volgende ou baie? Ek glo nie een van ons, behalwe die ou wat wil skrik. As ek vanoggend vir my vrou kan vra, okay, ons weet van mekaar, maar wat is daar haar grootste begeerte? Gaan ek miskien nie kan weet presies wat in haar hart aangaan nie, maar God weet. Hy sê, sluit die deur agter jou toe. Hy sê, vat jou seuns, die wat jy sien, hulle uitgevat en verslawe. Ons het nou nog gesing, I'm covered by his blood. Dit is waar die Here kom en hy sê, sluit jou seuns saam met jou toe, want dit gaan wees, dat die bloed van die Here jou toemaak en niks en niemand gaan jou ruk uit dit wat ek gaan doen. Is jy nog met my? Hy sê, giet in al die kanne en sit weg wat vol is. Dis net 'n wonderwerk
wat dit kan doen. Ekskuus. 'n flesie olie. Ekskuus, ek het nou nie goed saamgebring. Maar kom ons sê, hier's 20 kanne. Ons maak dit sommer 20 liters. Julle weet is baie. Kan hierdie bietjie olie 20 kanne van 20 liters vol maak? Nee, jy jong, want jy weet, dit wat jy sien kan nie. Dit wat jy met die oog bespeer kan nie. Dit wat jy met die blote oog waarneem kan nie. Dit wat jy met jou hart waarneem kan nie. Jy kom op 'n plek wat jy siek is en die dokters bly die hele tyd sê, man, kom terug. En jy dink, daai bietjie olie is nie genoeg om iets te doen nie. Maar die Here sê verhoorde, daai bietjie olie, wat ek alles gaan gebruik. So God weet verhoorde, jou tekort in jou lewe en hy gaan jou vol maak met oorwinning. Amen. Kan jy amen sê? Kan jy die Here hande klap gee? Ek is besig om so 'n bietjie gewig te verloor en ek voel dit. Is definitief iets wat met my gebeur het. Ek probeer dit te doen. Sy het toe van hom weggegaan, die deur agter haar seuns toegesluit. En terwyl sy vir hulle terwyl hulle dit vir haar aandring, giet sy in. Daai bietjie, sy gooi, en sy gooi, 21 liter vol. Daai bietjie sit nog net soveel in die botteltjie, die volgende een en sy gooi, daai botteltjie bly net so, maar dit wat daar nie kan kom, is dit wat God gesê het, gaan gebeur. Halleluja! Jy mag miskien lyk of jy op rock bottom en empty is verhoorde, maar dit wat God kom doen, sê daar moet olie in jou hart wees verhoorde. En sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seuns, bring nog. Bring nog. Ek dink toe raak sy so bietjie arrogant met my eie woorde. As die nou vol is, gaan ek nog vat. Want dan die Here het vir gesê, of die Elisa het vir gesê, gaan haal so baie as wat jy kan. Ek glo sy in die volgende dorp toe kan gegaan het sy nog gaan haal. En dit is ook vol geword. Moenie God beperk vir my. Ons sê so maklik, die Here is die geneesheer, die Here is die oorwinning, die Here is die krag, die Here is my psalm, totdat ek in daardie geval sit, wat ek sê, Here, ek het nodig, dan soek ek olie. Amen. Maar hy antwoord haar, is daar geen kan meer nie? En toe gaan staan die olie. Toe daar niks meer was nie, toe God alles vol gemaak het, toe sê hy nou, jy is oké. Sê vir jou langsaam, jy is oké. Vers 7, en daarmee gaan ek aan die woord verder. Daarom kom sy, om dit aan die man van God het hende te gee, en hy sê, gaan verkoop die olie, betaal jou skuld, en die oorige kan jy en jou seuns van leer. God gee vir jou meer as wat jy kan gebruik. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one. Sê vir die ou langs so, hy is die alomteenwoordig. Hy is die een wat aan alles voorsien. Halleluja. Skryf die 2 sê, wat het in jou huis? Baie mense voel geestelik leeg. Geestelik getap. Jy voel jy reg bid. Vir hoe lang? En ek kry nie antwoord. Jy is geestelik leeg. Jy begin al later aan die goed glo wat mense van jou sê, want jy voel ek kan nie meer.
Miskien is jy hier vanmôre wat jy sê, ek is gedreig. Ek het na hierdie kerk toe gekom, om vanmôre iets te ontvang, want as ek nie iets ontvang nie, gaan iets met my gebeur na die tyd, en ek wil nie hê nie, ek wil geestelik wil ek groot word in die Here. Die weduwee het gedink sy het niks. Sy het gedink ek het niks. Alles verloor. Here, ek het vir U gewerk. Alles verloor. Here, ek het alles op die altaar gesit. Alles verloor. Ek weet nie hoe om te maak nie, Here. Ek het al die planne gemaak wat ek kon maak, maar nou kan ek niks meer doen. Wie was al daar? Kom maar wees eerlik vir my. Maar iewers het sy vergeet. En sy gaan maak haar kas oop. Toe sy haar kas oopmaak, toe staan haar vleesie op. God het reeds die antwoord in haar huis geplaas. God het al reeds vir jou die antwoord gegee. Amen. God het al reeds vir jou die oorwinning gegee. Moenie, volgende skryfie nie, moenie die klein begin van God onderskat. Here man, ek het niks. Al wat ek het, Here, hoe gaan ek hierdie maand deurkom? Here, hoe gaan ek dit doen? Here, wat nou? Ek het niks om die mense in die huis te maak nie. Moenie God onderskat met die bietjie wat jy het nie, because little is much when God is in it. God wil jou seën. En hy gebruik die minste wat jy het om jou oorvloedig aan te raak. Amen. Prys die Here. Halleluja. 2 Konings 4 vers 2 sê, hy sê, ek het behalwe, Here, ek het net 'n kruikie olie. Daardie behalwe, sê gou vir die ou langs jou behalwe, verander alles in jou lewe. Here, ek het nie dit nie. Here, ek het nie dat nie. Here, ek kom kort hier. Here, ek soek dit. Here, ek weet nie wat nie. Here, ek bid, maar niks gebeur nie. Maar behalwe, as daar olie in jou huis is, het jy genoeg. As jy olie in jou geestelike lewe het jy genoeg. God gebruik dit wat klein is. Amen. Ons onderskat baie keer die Here met die bietjie. Amen. Hoe kan dit nou? Ek wil vir jy sê, as jy die Here eer met 1 sent, sal hy daai 1 sent seën. En moenie dink dat die ou wat 1000 rand gee, meer gee as die een wat 1 sent gee nie, want as jy met die regte hart en die gesindheid gee, is dit genoeg vir God om te seën. Amen. Jy kan amen sê. Amen. Want die pastoor praat van Titus nie, hè? Want jy sê, as jy die seën van die Here in jou lewe bring, sê Malagi 3 vers 10, bring die 10 na die skat uit, sodat as wys in my huis kan kom en dan sê, beproef my. Amen, dat is olie. Beproef my. Met die bietjie olie, beproef my. Stel my met proef en sê, dat ek jou nooit in lees sal stel. God vra vanmôre, wat het jy in jou hand? God kom, en Exodus kom hy by Moses en hy sê vir hom, Moses, wat het jy in jou hand? En maar al wat Moses gehad het was 'n staf. En wat kan jy met 'n staf doen? Amper niks. Hy sê, jy het 'n staf. En hy sê, gooi die staf en sien wat gaan ek doen. Vermoorde van hy bietjie wat jy het en gee dit vir God en God gaan dit seën. Moses het 'n staf gehad, Dawid het 'n slingervel gehad, dan die siekie met 5 brode en 2 visse het 'n skare gevoed met dit wat hy gehad het. Moenie dink dat jou bietjie nie genoeg is om wat God kan seën nie, hy gaan jou seën.
Amen. God vermenigvuldig wat aan hom oorgegee. Sê gou almal maar weer vermenigvuldig. 'n vinnige lees, 2x2, geef jou 4. Die Here verdubbel alles. Amen. Hy verdubbel nie jou probleme. Hy vat dit weg. Hy verdubbel nie jou siekte nie. Hy vat dit weg. Maar dit wat jy vir hom gee, uit die hart van, ek het niks, Here, behalwe iets, gaan hy dit seën. Amen. Opsie nie. Halleluja. Ek praat nou niks van geld, asseblief. Praat van die geestelike lewe. Sal ek sê, pastoor, trek net vir jou kruismaak. Moenie onderskat wat God reeds in jou geplaas het. Baie keer het jy helper nodig. Moses hakkel. Julle ken die storie. En sê, Here, hoe gaan ek nou, na Farao toe gaan ek hakkel. Ek spot nou nie vir oor in die tyd. Maar hy sê, ek gaan vir jou iemand gee. En hy gee Aaron om te help. God gee iemand saam met jou om jou op te lig. Sê gou vir jou langs, so ek steun op jou. Steun jy op my. Want jy sien, as ons mekaar dra, het ons meer as oorwinnaars. Amen. Jy het gawes wat God jou gee. Jy het geloof, jy het geleenthede en die belangrikste, jy het die Heilige Gees. Amen. Jy is anders met die Heilige Gees. Olie spreek van die Heilige Gees. In Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees. Halleluja. Niks wat ek preek met hierdie hande of met hierdie mond sal ek sê nie, maar deur die Gees van die Here is ek meer as 'n oorwinnaar. Dan gaan ek na die berg toe, dan weet ek God is daar. Kom ek in die vallei, weet ek God is daar. Kom ek in my tekorte, weet ek God sal my ontmoet. Kom ek daar in die siekte, weet ek die Here gaan genesing bring, want hy is tot alles in staat. Waar die olie vloei, is genesing. Amen. Is vryheid. Jy het gesien die ding wat miskien nie wat nie lekker is nie. Behalve my Toyota as ek onder die weg sal sê, okay, ons moet hom nog reg maak. Maar jy al gesien as jy 'n fietspad het en daar's geen olie nie, nee, dan maak jy een oude dok en dag toe kom hy agter dis sy skeniere wat bietjie so warm word. Jy gesien. Maar as jy so 'n bietjie olie op daai ketting gegooi het, dan kan jy nie eens hoor daar's is iets wat getrap word. Wat hulle jou vanmôre sê, die vryheid en God bring dat die olie daar sal wees en dat ek ontmoet sal word in die vryheid wat ek toepas in my lewe, dat God waardig is om in my lewe te wees. Amen. Kry wysheid. Nie al die vrouens is wys nie. I plead it. Ek kry oorwinning. Oorwinning. Dit wat gister vir my 'n geveg was, is vandag 'n oorwinning. Dit wat gister vir my 'n minus was, is vandag vir my 'n plus. Die grootste tragedie is nie die gebrek aan geld, maar wanneer jou olie ophou. Weet jy wat dit sal kos, as God jou nie verlos? As jy die krag van God nie in die kerk is ons maar net nog 'n gemeente wat kan lekker hande klap en sing. Is ons maar net nog iemand wat kan amen en halleluja skree. Maar die Heilige Gees, die olie van God, kom maak 'n verskil in jou en my lewe, sodat ons kan staan op die woord van God en handel op die woord van die Here en doen wat hy vir my sê om te doen. Amen.
leeg kruike is nodig. Sê vir jou langs jou, as ek leeg is, moet ek leeg wees. Maar die Here gaan my kom vul. Sê vir jou langs jou, Here vul my. 2 Korintiërs 4 vers 3 sê, en hy sê, gaan leen vir jou kanne van buite af, leen kanne van al jou bure, leen nie te min nie. Wat sê, jy moet 'n honger hart hê na God. Creating me a clean heart, O God, so that I can feel the right spirit within me. Dan sê Dawid verder en hy sê, cast me not away from thy presence, O Lord. Here, neem die gees nie van my af weg nie. Moet 'n honger hart hê, 'n nederige hart. Nie hoogmoedig, ek het die gees en jy het niks. Nee man, kom ons kom vir die punt dat ons almal een is voor God en gelyk is voor die Here. Of jy arm is en of jy ryk is, God se seën is vir almal dieselfde. Amen. 'n leë mens. Dit wat vol is, kan nie vol word, is klaar vol. Ek moet leeg word, sodat ek kan kry. Ek moet minder word, sodat ek meer kan word in Christus. Amen. Julle moet minder word, sodat ek meer kan word, sê die woord van die Here. God vul nie mense wat dink, hulle het hom nie nodig. In Matteus die 5de hoofstuk, Matteus 5 vers 6 sê die woord van die Here, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Jy moet 'n honger en 'n dors hê na God, dat hy jou sal kom ontmoet met dit wat jy nodig het. Kan jy amen sê? Die olie hou aan vloei, totdat geen ruimte meer is, totdat alles vol is. Kalvera, alles. God se voorraad raak nooit leeg. Jy kan enige tyd in sy spens ingaan. Ek wil net jou gedagte laat gaan vanmôre. Jy's daar waar jou ouma se kom, sy spens was. Wie ouma se spens altyd besoek? Wie altyd daai appelkoos en daai perskes van die rak gaan afhaal? Wie altyd daai perske geëet en sê, dis nie ek nie. Nou hier sê die Here, ek raak nooit leeg. By my is alles wat vol is. Jy kan enige tyd instap in my spens vanmôre en kom uithaal wat jy nodig het, wat ook al jou benodigheid vanmôre, sal ek aanraak met jou behoefte wat in jou hart is, want ek ken jou vanmôre. Amen. Volgens stuur my dogter vir my 'n boodskap en sê, en die boodskap lei dat ek moet iets doen vir haar. En ek sê vir my vrou, ek is dankbaar. Sy die vrymoedigheid het om haar pa te dra. Wil jy nie die vrymoedigheid vat vanmôre? En net alles op die altaar kom sit. Wil jy nie die vrymoedigheid vat en alles kom gee? Hy sê al my kommer en al my swaar bring ek na Jesus en ek laat dit daar. Ons kapasiteit bepaal hoeveel ons gaan ontvang. Amen. Jou kapasiteit. Vra vir die ou langs jou, sê ou, jou kapasiteit, is dit reg? Die olie was nie net vir die vroukie nie. Dit was vir almal rondom haar, want sy het dit gaan verkoop. Die seën van die Here maak ryk en geen moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. So God gaan jou seën, sodat jy tot seën vir ander kan wees. Sê vir jou langs, ek wil jou seën. Dan sê jy, daar's 'n paar ouens, wat beteken dit? Nee, jy bid vir jou langs. Jy gee om Jesus.
En as die Here op jou hart lê om 'n brood te gee, dan gee hom 'n brood. Het is tyd dat ons begin doen wat die Gees van die Here vir ons sê. Want jy sien, Elisa sê vir haar, gaan verkoop al die olie en maak ietsie daaruit. Kan 'n geldjie maak, man. Moenie altyd jouself beperk en dink, mense gaan jou snaps nie. As God iets met jou doen, gaan hy jou doen net omdat hy jou seën, omdat jy in kontak is met hom. God gee genoeg om haar skuld te gaan betaal. Om haar huis te herstel. Sê vir jou langs hoe die Here herstel my huis. En wil jy nog een stapje verder gaan en sê die Here herstel my liggaam. En wil jy met jou hand op iemand sit? Ek seën jou vandag. Sê dit vir hom. Ek seën jou vandag. Want die uitvloeisel wat in hierdie hand is verhoor, is die olie wat die Here in my geplaas het, om jou te kan sien. Is daar nog olie in jou huis? Ek is amper klaar. Kan ek Christine laag? Is daar nog 'n gebed in jou huis? Bid jy nog? Of bid jy net as die storm kom, of die siekte kom, of die probleem kom, of die skuldhuis of drink jy jou? Bid jy dan net? Of bid jy omdat jy die Here liefhet? Omdat dit jou asemhaling is? Want gebed aktiveer die olie in dit wat jy kry by God. Luister wat ek sê. Die olie van die Heilige Gees word geaktiveer deur jou verhouding en jou kontak met God. Hoe is jou aanbidding? Kyk, vanoggend toe ons aanbid. Is so lekker om te sien as mense hulle hande opsteek en hulle oë toe. Hoe is jou aanbidding? Sing jy nog 'n lied? Of het jy jou wysie verloor? Lees jy nog jou Bybel? Maak jou net Sondag oop as ons kerk toe kom. Of verskerp jy jou olie? Deur Bybel lees, jou liefde. Pastoor, waar jy gaan nie nou? Want as ek die liefde het vir my medemense, kan ek ook die liefde het vir God. Amen. Want God is liefde. Vergewe ek nog. Spreek ek nog vry. Dis alles deel van olie vanmôre. Luister wat ek sê. Want jy sien dit maak die kapasiteit groter. Want dan doen ek die wil van die Here wat hy my toelaat om te doen sodat ek kan vergewe. En is jy nog in die teenwoordigheid van God? Hoe kry ons weer olie? Ons keer terug na God. In Joel 2 vers 12 sê die woord van die Here, maar selfs nou nog, sê gewoon, nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart en met was en geween en rouklag. Hy sê, ek keer terug na God toe. Dis waar my olie is, by God. Ek soek sy teenwoordigheid. Psalm 16 vers 11 sê die woord van die Here, U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadig van die vreugde is voor U aangesig, lieflikhede is U regterhand vir ewig. Beteken, dit wat ek by God kry, is nie net vir vandag nie, maar vir altyd. Sê vir hardop, vir altyd. Ek word vervul met die Heilige Gees. Eers Efesiërs 5 vers 18 sê die woord van die Here, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word vervul met die Heilige Gees. Amen. Want as jy dronk word van wyn, is jy gek. Amen. Maar as jy dronk word van die Heilige Gees, is jy tot stigting vir die volgende man en die volgende vrou. Amen.
God vra nie hoe groot is jou probleem nie. Hy vra wat is in jou huis. As daar nog olie in jou huis is daar nog hoop. Amen. Miskien voel jy vandag leeg, maar Jesus wil jou herstel. Jesus wil jou weer vul. En Jesus se olie wil weer deur jou vloei. Halleluja. Ek wil hê kom ons staan met vriende. En Romeine 15 vers 13 sê, mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede en liefde van ons speel asseblief. Deur die geloof, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Kom ons lees dit gou ons saam. Mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Halleluja. Jy het vanmôre iets spesiaals gemanifesteer en jy het iets bely. Terwyl u hoofde gebuig is en jy soek vanmôre na 'n antwoord by die Here. Jy soek, Here, iets moet gebeur drasties in my lewe. Wil jy net daar waar jy staan met die hand opsteek? Ons gaan net vir die bid. Jou tekort. Ons bid vanmôre spesiaal vir 'n paartjie wat hulle babatjies verloor het. As olie verloor om hulle aan te raak. As voorsiening in hulle huis. Maar jy sê, Here, ek weet nie meer hoe gaan ek die volgende dag sien. God wil jou aanraak verhoor. As genesing in hierdie huis verhoor. Kan daar was, daar waar jy staan en jy voel, Here, ek het nie nodig, steek net jou hand op, dis al. Here, jy sien elke haar. Stikkende mense wat vra, Here, hoe gaan ek dit maak? Gees, fisies, hoe gaan ek dit maak? Maar Here, U wat die gewer is van lewe, U wat die oliekruike kom volmaak verhoor, U wat kom deel met elkeen se behoefte. Here, dit is eenvoudige gebed verhoor, raak aan daar waar die mense staan, die wat kyk oor Facebook, Here, raak elkeen aan verhoor. Ons het die nodig, Here. Bring verhoor die voorsiening vir elke huis. In Jesus naam. I could never outlive the Lord. I want to live the way He wants me to live. I want to be until there's no more to be. I want to love till there's just no more love. For I could never outrun the Lord. Yes, I want to live the way He wants me to live. I want to be until there's no more to be. I want to love till there's just no more love.
afsluit. Nou vanaand 5:00, al die dames, nooi iemand saam. Al die manne van 3 uur af is ons besig om pannekoek te maak. Maar moenie dat die dames vanaand 300 pak pannekoeke eet wat hulle nie kan eet nie. So kom ons nooi mense saam. Amen. Net 'n aankondiging, die week maak ons weer burgers. Julle mooi gesien hoe lyk dit daar in die saal. Die wat het gesien het, sê amen. Amen. Dis mooi hier. En ons wil graag die kerk verf, dit is hoekom ons die burgers verkoop. So asseblief ondersteun ons, kry wij besighede. Ons wil graag die beste gee vir die koning. Amen. Die wat glo hy gaan die beste gee, sê amen. Amen. So dit gaan ons 'n paar R1000 kos, maar ek glo as ons 'n passie het vir ons gemeente, is dit niks vir ons. Amen. Amen. Kom ons sing daai laaste liedjie. Put on your garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. En ek wil gou vra, Proteus, my suster wil nou opstaan en geniet voor. Amper vergeet. Hulle gaan al die pad Nederland toe. Hulle wil nie vir my plek maak in 'n tas. Hulle wil ook nie dat ek in die vliegtuig sy wiel moet vastbyt nie. Want dit sê dis hulle tyd. Ons gaan binne die Here is ons seën. Reisgenade. Ons weet nie wat gebeur nie, want ons weet God is beheer. Die wêreld is alles die mekaar. Maar by God sit hy alles agter mekaar. Amen. Kom ons strek ons hande uit na Halleluja, Vader. Ons kom by vir die twee mooi mense verhoor. Mag Here waar hulle na hulle seën toe gaan in Nederland, bid ek dat U vir hulle sal seën. Dat elke plek waar hulle voet neersit, 'n plek van oorwinning sal wees. Here, ek bid dat U vir hulle reisgenade sal gee, maak hulle toe onder die bloed, beskerm hulle, dat hulle veilig aankom daar en ook veilig vir ons terugkom. Seën hulle, Here, bo mate in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons sluit af met daai liedjie. Put on your garments of praise. Sê vir jou langs, so trek gewoon. Put on your garments of praise for His praise. Dankie Vader, dat ons net vanmorgen kon hoor, vul ons olie aan, Here, want U gaan het aanvul en vermenigvuldig, Here. Maar dat daar altyd olie in ons huis sal wees, Here, om sodoende, Here, te doen wat U wil hê ons moet doen. Vader, seën ons waar het mekaar het gaan, waar ons vandaan met mekaar kom, die vroue seën hulle, Here, en ons dank U en ons eer daarvoor in die naam van Jesus. Amen.